Hallo julle, dis Mariette van die Kompasvrou. So op ons Sondag, ek moet vir julle sê ons kry lekker koud hier in Nelspruit. Dit is koud. Dit is koud. Ons is nie gewoond aan hierdie lekker koue weer nie. Ek weet nie of dit nou weer iewers sneeu en ek het dit gemis nie. Maar ja, ek wil net vir elkeen daardie vanmôre sê, ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad. Ek hoop jy het sover 'n wonderlike dag gehad en ek wil vanoggend nou weer gaga met julle 'n bietjie gesels. Ja, dis nou weer een van daai oomblikkies. My papegaai staan hier langs my en sy dink sy stem saam met alles wat ek nou te sê het. Maar ja, jy weet ek sit vandag en ek ry terug huis van die kerk af en ek besef net, jy's tog soveel dinge. Dis Augustus, dis 'n nuwe maand en ek is eintlik al so 'n bietjie teleurgesteld in baie goedjies wat gebeur het in Julie en baie goedjies wat nie gebeur het nie, want ek het met so 'n verwagting in Julie maand ingegaan en jy weet regtig op die Here vertrou en vir die Here gesê, Here asseblief sien my raak. Here maak asseblief hierdie deure vir ons oop. Here gee vir ons duidelikheid in hierdie besluite. Here as al hierdie goedjies wat ons moet doen en wat moet gebeur, of jy weet, elkeen het iets waarvoor hulle absoluut met 'n verwagting na die Here toe gaan. En wat ek nou al in my lewe geleer het is, ons tyd en die Here se tyd is nie dieselfde nie, maar nietemin, ons is mens, so as mens is jy baie keer, het jy hierdie verwagting en jy spreek lewe, want dood en lewe sit op die tong en jy neem 'n stap in geloof en die Here sê jy moet aanhou bid en jy moet lewe spreek en jy doen al daai goedjies en kom ons sê byvoorbeeld soos ek wat nou eendag verjaar het, jy sê Here ek vertrou op U vir hierdie op my verjaarsdag. Here kan hierdie nie asseblief maar gebeur op my verjaarsdag nie. En daar is iets wat ek spesifiek vir die Here gesê het, Here ek vra nie baie nie. Here U ken my hart. Ek vra nie baie nie, maar ek vra vandag, kan hierdie asseblief kan hierdie gebeur, of kan ons hierdie kry op my verjaarsdag, en dit het nie so uitgewerk nie, so baie teleurgesteld het ek, maar my trots gesluk en my kinders het my maar half gekyk om te sê, ons het vir jou gesê, dit gaan nie gebeur nie, tipe ding, en tog het ek nie moed verloor nie, maar ek kom van die kerk af en ek is besig om sulke baie lekker cookie fudge wat ek maak, vir jare, te sny en die Heilige Gees laat val hier in my gees van Psalm 34 vers 8 waar hy sê, taste and see that the Lord is good. Yes, en ek tog, laat ek net gou weer gaan kyk wat is hierdie in Afrikaans en dit gaan oor beproef die Here en kyk, beproef die Here en kyk, geseënd is die een wat op die Here vertrou. En ek dink, Here, regtig vanoggend geseënd is die een wat op die Here vertrou. Okay. Ek hoor, Here, ek hoor. En dit kom terug by, jy weet, baie keer gebeur daar dinge in jou lewe, dan vergeet jy van goed wat die Here al vir jou voorheen in jou lewe gedoen het, en jy vergeet hoe goed is die Here al vir jou gewees, en jy vergeet hoe soet die Here al geproe het, taste and see that the Lord is good, beproef hom. En ek wil vir julle wys, en ek kyk na hierdie stukkie blokkie fudge, want kyk, hier, en ek wil dit nou vir julle wys, ekskuus as hy nou breek, jy weet, ek ken hierdie resep uit my kop uit, hierdie is absoluut, jy weet, dis heerlik, ek maak dit al jare, almal, weet baie lekker, almal in ons huis ken dit, en ek het gister 'n nuwe resep gemaak, en met 'n verwagting het ek hierdie nuwe resep gemaak met 'n ander geur, maar ek het te min versuursuiker gehad vir die tweede batch. En ek het geweet is te min, maar ek het met hierdie verwagting dit gemaak en gedink, weet jy wat, miskien gaan die koekies die ding doen, ek gaan nou nie te veel daaroor kommer nie, en hy het baie mooi uitgekom, baie mooi, baie lekker, maar hy het nie heeltemal gestol nie. En nou dink ek myself, gaan hierdie nou so lekker wees, soos wat ek gedink het. En ek sny hom op en ek gooi hom om en is, jy weet ek toch toe, weet jy wat, ek gaan hom nou maar omgedraai,
in die yskas sit, dan kan hy nou maar bo op sy eie tyd harder word, en dit kom by my op van, jy het met 'n verwagting na die Here toe gekom, en jy het nie die regte hoeveelheid versuursuiker gehad nie, maar weet jy wat, as jy hom omdraai en jy los hom nog 'n bietjie, dat hy dan nou maar bietjie langer vat in die yskas, dan sal hy tog harder word en meer set. En dit kom by my op, dat die Here wil nie hê ons moet ophou om hom te om te beproef wat hy vir ons doen in geloof nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Baie keer is daar kere wat dinge en situasies nie uitwerk soos wat ons verwag en ons verwagting is nie, omdat die Here weet wat beter is vir ons en wanneer die beter tyd is. En wanneer die regte tyd is, en ek meen die Here kan vooruit sien, ons kan nie, en my temperament en my karakter, julle, om te wag, is 'n ding vir my, om te wag, om geduldig te wag, ek is tipies daai persoon, ek weet nie of julle al daai meme gesien het, waar die vrou die deeg so rol, en dan gryp die ander een die roller, en die oomblik wat sy hom so leeg, dan spat die meel die wêreld vol, dis chaos. So, eerlik, dit is ek, meeste kere, in my lewe, my huwelik, met my kinders. En ek wil vir iemand daar buite bemoedig, as jy vanoggend met 'n swaar hart opgestaan het, of jy het opgestaan en jy het hierdie verwagting gehad, wat jy vir die Here gebid het, vir 'n deurbraak, of vir 'n situasie, of vir 'n oomblik, of vir 'n oop deur, of enige ietsie in daai lyn, en dit het nie nou dadelik gebeur nie, beteken dit nie, dis 'n nee nie, beteken dit nie, dis iets wat die Here nie vir jou wil doen, of vir jou wil gee nie. Die Here wil jou herinner, en ja, jy moet teruggaan, om te gaan kyk na dit wat jy ken, vir jare, en wat die Here al vir jou gedoen het, dat jy kan onthou hoe soet hy is, maar soms, gaan die onderkant nie so gestol wees soos die bokant nie, want miskien moet hy maar dalk so bietjie langer in die yskas bly, want die Here se tyd is nie ons tyd nie. So ek wil julle herinner, en die Engels sê dit so mooi in Psalm 34. Taste and see if the Lord is good, and those who find refuge in God. Taste and see, beproef en kyk, die wat die Here, die basis is dit, die wat op die Here wag en op God vertrou, hy breek deur vir hulle, op sy tyd. En ja, ek wil jou herinner aan die Engelse, en vir jou sê, onthou, taste and see that the Lord is good. Op sy tyd, die regte tyd, gaan die verwagting wat jy het, dit beteken nie dit wat jy gevra het, of wat jy verwag is 'n nee nie, of is verkeerd nie, dit is nog net nie nou sy tyd nie, en jy moet dalk net onthou, hoe soet die Here is, en jouself herinner, dat die Here se woord nooit leerig na hom toe teruggaan nie. As hy vir jou woord gegee het, en hy het jou iets beloof, en jy staan daarop, is dit ook net 'n kwessie van, dis nie nou sy tyd nie. Jy moet ook iets 'n bietjie geduldig wees, en wag, so, dink, gaan hap ietsie soets. Dis heerlik. Mag jy vandag onthou, wat die Here al vir jou gedoen het, hoe soet dit werklik is, om 'n kind van die Here te wees. Dis nie maklik nie. Niemand het gesê dis maklik nie. Niemand het gesê dis smooth sailing nie. Maar baie keer moet jy net 'n bietjie geduld hê en langer wag. Ek hoop julle het 'n wonderlike week. Baie lief vir julle. Stuur hier vir iemand. Motiveer hulle dag. Lief vir julle.